Ek het laasweek gepreek in Lukas hoofstuk 9. En ek gaan laat pastoor Susan hom lees in Engels. Want ek laasweek gesien is in Engels is hy baie beter. En hy sê dit baie mooier in Engels en as Afrikaans. En dan gaan ek vanoggend verder praat en net bietjie meer uitbrei. Wat sê hy eintlik vir ons? Want hy sê neem jou kruis op en volg my. Nou wat bedoel hierdie van neem jou kruis op en volg my? Dan moet jy jou eie lewe neerlê. Dit gaan nie meer oor jou en my nie. En as ek kyk vanoggend nou dink ek en nou sê ek vir ek weet nie of dit vir Henk is wat gesê het nie. Ek sê die Here moet net nie kom as dan die krag in van 'n byl is of in Suid-Afrika is nie. Want dan gaan ons dit mis. Want ons bly so maklik en luister mooi my hart. Ek blameer nie mense nie. Ek blameer die duiwel wat steel by ons. Want ons bly so maklik uit die kerk uit vir sekere goed. En die Here se geduld is ook net tot op 'n sekere tyd, op 'n sekere plek. Want dis hoekom hy sê, neem jou kruis op en volg my. Hy praat nie van kyk eens na die omstandighede nie. Kyk nie eens of daar kos is nie. Hy sê sit alles neer. Moet niks saamvat nie en volg my. Jy sien wat eintlik wat hy vir ons wil sê, kan net 'n bietjie terugsit, dan kan ek nie vir julle lyn sien nie. En wat hy vir ons wil sê is, julle het niks nodig behalwe my nie. Ek sal vir julle sorg. Ek is die een wat vir julle sal sorg. Nie ek nie, God. So kom ons lees om Lukas 9 van vers 23. And he said to all, if any person wills to come after me, let him deny himself, disown himself, forget and lose sight of himself, and his own interests, refuse and give up himself, and take up his cross daily and follow me. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example, in living and if need be in dying also. For whoever would preserve his life and save it will lose it and destroy it. But whoever loses his life for my sake, he will preserve and save it from the penalty of eternal death. For what does it profit a man if he gains the whole world and ruins or forfeits or loses himself? Because whoever is ashamed of me and of my teachings, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in the threefold glory, the splendor and the majesty of himself and of the Father and of the holy angels. However, I tell you truly, there are some of those standing here who will not taste death before they see the kingdom of God. Amen. En hier kom die woord van die Here in my boodskap vanoggend, die woord van die Here moet in jou hart wees. Hoekom in jou hart? Want die Here sê vir ons, wat in jou hart is, gaan uit jou mond uitloop. En wat jy by jou mond uitloop word, wie jy is. Dit word jou destiny. En ons moet begin leer om positief te praat oor ons eie lewe. Ons is so geneig om negatief te praat oor omstandighede wat in ons, of in die huis, of by die werk, of waar ook al is, dat dit 'n negatiewe invloed in ons lewens het. En Here kom en hy sê, volg my. Wat sê hy eintlik vir ons? Neem my nature aan. Ek is die voorbeeld vir julle. Want God het vir Jesus gestuur om vir ons 'n voorbeeld te wees om te volg. Ons as mens het 'n voorbeeld nodig wat ons kan volg. Amen.
Want dit is hoekom die disippels vir Jesus gevolg het. Want hulle moes leer wat moet hulle teach en waar moet hulle heen gaan as Jesus nie meer daar is nie. Natuurlik met die Heilige Gees binne in hulle. Die Heilige Gees in hulle hart. Want dit wat in jou hart is, dit leef jy. Amen. Want as jy nie 'n persoon in jou hart liefhet nie, dan is dit net 'n oppervlakkige liefde. Dan dink jy net aan jouself. Maar as jy iemand met jou hart liefhet, met jou eie wese, jou hart is wat? Mense, as jou hart nie klop nie, is jy dood. Amen. So dis hoekom die Here praat van jou hart, want jou hart is die een wat bloed pomp, jou hart is die een wat vir jou asem gee, wat vir jou suurstof deurgee deur jou are en al hierdie goed. Jou hart is die belangrikste orgaan in jou lewe. En dis hoekom die Here praat van die hart. Vul jou hart met die Gees van God, met die liefde van God. Want dan gaan jou lewe 'n getuienis wees van dit wat God wil hê moet wees. Jy gaan jou volmaakte lewe hê wanneer jy God in jou hart het, die Heilige Gees in jou hart het. Want dan kom die mooi goed uit jou mond uit. En dit leef jy. Dis nie net 'n mooi ding wat jy sê nie, dit leef jy. Want jy sê regtig lief is vir iemand, dan doen jy enigiets vir daai persoon. Amen. Is ek alleen vanoggend? Ek weet ons is nie baie nie, maar ons kan amen sê. As jy iemand liefhet, dan doen jy dit met liefde sonder om te sê, okay, ek gaan nou koffie maak, maar volgende keer is jou beurt. Jy doen dit omdat jy lief is vir iemand. As jy dit doen omdat jy volgende keer hy of sy moet dit maak, dan kan jy net veel los. Want jy weet as jy dit doen, dan volgende keer gaan daai persoon self uit hom eie uit of haar eie uit vir jou koffie maak. Dis hoe die Here die mens aan mekaar gesit het. Liefde is nie wat ek vir jou doen, dan moet jy terug doen nie, is ek wil dit graag vir jou doen. Ek wil dit graag vir jou doen. En as ons gaan kyk na daai wat hy sê, as jy jouself skaam vir die Here Jesus, dan gaan hy skaam by sy Pa vir jou, by ons God, vir my en vir jou. Dan gaan hy terug na daai waar hulle gekom het en sê, Here, in U naam het ons dooies opgewek en ons het siekes gesond gemaak en al hierdie goed gedoen, en Jesus sê, gaan weg, ek ken julle nie. Gaan weg, want ek ken julle nie. En dan is dit te laat. So ek en jy moet begin 'n leefstyl in ons lewens toepas wat ons leefstyl word. Nie ons sê goed word nie, maar ons leefstyl. Hoe ons leef, hoe ons mense hanteer, wat ons praat. Voor jy praat, dink voor jy sê, want jy maak mense seer met jou mond, met jou woorde. Maar as jou hart oorloop met die liefde van God, dan kom maar net liefde uit jou hart uit. En ek moet nie sê, dis nie te sê, jy moet altyd sê ja asseblief en ja dit en ons almal het sekere goed wat ons baie keer ook maar moet ernstig wees om te sê, okay, dit verwag ons van jou by 'n werksplek. Maar ons kan dit nog steeds op 'n goeie en 'n mooi manier oorbring. Vanoggend praat ek van wat ek vir julle gesê het, die woord van die Here in jou hart, moet in jou hart wees. Want as die woord van die Here wat nie in jou hart is nie, dan het jy nie die Heilige Gees in jou nie. Amen. Want die woord van die Here is deel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees herinner jou aan die woord van die Here. So as ek en jy, dis hoekom hy sê is 'n drie-enige God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. So God het vir ons die Heilige Gees gegee om nou by ons te wees. Dis deel van hom. So ons moet die deel wat hy vir ons gegee het, moet ons laat hy deur ons werk en ons lei hoe ons vandag se lewe moet wees.
En in Spreuke 4 vers 22. Maar ek gaan laat pastoor Susan van, ek dink 21 aflees. Maar hy sê hierso, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir die hele liggaam. Met ander woorde, as jy die woord van die Here, ek gaan hom nou net die versie voor dit lees. As jy die woord van die Here in jou hart het, dan kan jy spreek die woord van die Here. Hy sê, want dit wat ek jou hoor sê, sal ek met jou laat gebeur. Dit wat ek jou hoor sê, dit gaan ek met jou laat gebeur. En ek en jy spreek lewe oor al ons omstandighede en oor onsself. Want baie mense, as hy opgegee het, mense, dan het hy opgegee. Dan kan jy sien, dit is aftrane. Maar wanneer jy vashou aan die woord van die Here, dan het jy oorwinning. Maak nie saak die omstandighede nie. God is net besig om jou te vat deur 'n situasie. Maar die eindpunt is oorwinning in die naam van Jesus. Maar jy moet lewe spreek in jou eie lewe. Niemand anders kan lewe spreek oor jou lewe nie. Ons kan saam bid vir lewe in jou lewe. Maar as jy moed opgegee het, kan niemand niks doen vir jou omstandighede nie. Maar jy jouself, jy het 'n keuse om te sê, Here, ek kies. Ek kies hierdie. Ek kies lewe. Ek kies U. Ek kies, Here, dat my finansies beter gaan word. Ek kies, Here, vir nou gaan almal sê amen, vir 'n verhoging by die werk. So jy kies hierdie goed. En wanneer jy begin bid en jy hou aan en aan, mense, die Here kom, die tyd, jou tyd en God se tyd is nie dieselfde tyd nie. Ons moet onthou, ons is altyd baie haastiger. Ek is 'n persoon wat baie haastig is. Ek kan nie wag nie. En die Here het my nou geleer om te sê, okay, ek gaan jou nou leer om geduld te hê. En dit is moeilik. Dis baie moeilik. Ek meen, julle kan vir die mense vra wat saam met my werk. Ek gaan nie sê vir my werk, want saam met my werk. Nog nie is 'n jobkaart nie, maar as die job al klaar gewees het. Baie keer bel ek vir die ou, ek sê pyp al op. Maar ek nog nie eens die order gekry nie. So dis wie ek was. Maar die Here het gekom en sê, ek wil jou 'n bietjie rustig maak. Die lewe gaan nie net rondom werk nie. Daar's baie meer goed in die lewe as werk. En ons almal moet werk, maar die Here sê, wat is in jou hart? Want werk kan jou hart oorvat, mense. Dit kan jou heeltemal verander. En dis hoekom dit belangrik is, wat is in jou hart? God moet in jou hart wees. God moet eerste kom. Vrede, liefde, jou gesin kom eerste na God. Dan kom dit eerste, nie jou werk nie. Lees vir my 'n bietjie daai. Ek wil net sê, jy kan altyd sien wat is in iemand se hart by wat uit hulle mond uitkom. Ja. Ek gaan van vers 20 af lees. It says, my son, attend to my words. Consent and submit to my sayings. Let them not depart from your sight. Keep them in the center of your heart. Amen. For they are life to those who find them, healing and health to all their flesh. Keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flows the springs of life. Amen. Is dit nie 'n awesome verse daai nie? Uit die woord, the spring of life. Met andere, uit jou mond uitkom, wat uit jou hart uitkom, as dit die woord van die Here is, bring dit lewe. Omstandighede verander in jou lewe.
Want dit is lewendig. God se woord is lewendig wanneer dit uit jou hart uitkom. Hoor mooi, as dit net uit jou gedagte uitkom, beteken dit niks. Want dit is nie deel van jou nie. Dis kennis wat ek en jy het. Dis soos die skrifgeleerdes wat op die hoek van die strate staan en vir jou die hele Bybel lees, maar hulle glo niks wat in die Bybel staan nie. Dis net geleerdheid. En dit laat my baie dink, toe ek op skool was met die juffrou met die wiskunde. Ek het niks verstaan wat sy sê nie. So dit was nie vir my belangrik nie. So ook met die woord van die Here. As ek en jy die woord van die Here laat in ons hart insink, deel van ons lewens word, dan ons die oorwinning oor die omstandighede van hierdie wêreld. Dan ek en jy die oorwinning oor hierdie wêreld vir my en jou lewe. Want wat uit jou mond uitkom, sê die Here, sal ek met jou laat gebeur. Amen. As jy heeltyd vir jou kind afkraak, dan word hy baie teruggetrokke. Hy verander sy hele leefstyl. Hy voel altyd hy's nie goed genoeg nie. En op die einde van die dag gryp hy enige goed na enige goed wat hom laat goed voel. En gewoonlik is verkeerde goed wat hulle na gryp tot. Nie in alle omstandighede nie, maar in baie gevalle. So pas op wat jy sê, jou woorde dra krag. Dan Spreuke 18 vers 21. Kom en hy sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die terugvrug daarvan eet. En ek sê vir die Here, wat sê jy vir my hierso? Hy sê, pas op voor jy praat, want jou tong is soos 'n tweesnydende swaard. Dit kan goed bring, goeie vrug of slegte vrug. Dit kan jou kind bou of afbreek. Dit kan jou vrou bou of afbreek. Dit kan jou man bou of afbreek. Dit kan jou bou of afbreek. Dit kan jou sukses wees of jou downfall wees. Dit wat uit jou mond uitkom, is gevaarlik. Dis hoekom die Here sê, vul jou hart met die woord van die Here. Sodat wat uit jou mond uitkom, die woord van die Here is. Want daar is oorwinning in die woord van die Here. Mense, daar is oorwinning in God se woord. Hy het die oorwinning vir ons gegee op die kruis van Golgotha met sy seun. Dis hoekom Jesus gekom het in Lukas wat ons eers gelees het. Hy sê, wie my liefhet, sit neder goed en volg my. En dan kom hy 'n bietjie verder in Lukas ook, dan sê hy, want my skape herken die herder se stem. So as die Heilige Gees in jou is en God praat met jou, dan herken jy sy stem. Wanneer jy en ek vir hom iets vra, dan weet ons dadelik, maar hierdie is van God af. Dis die antwoord wat God my en jou gee. En is goed om vir iemand te sê, bid saam met my, maar kry die bevestiging by God. God se tyd is altyd die regte tyd. Sy antwoord, al is dit nee, is ook reg. Ons moenie onsself sê, maar ja, ek het die Here gehoor gisterand in 'n droom en hy het gesê ja nie, want jy wou ja gehoor het. Wat sê God? Wat hoor jy by die Here? En kom ek sê vir jou wat die geheim, jy gaan niks hoor as jy nie 'n verhouding met God het nie. Amen. Jy gaan niks hoor nie, want jy het nie 'n verhouding nie. Is net so, ek sit in my huis en my buurman Jan sit langs my en hy sê iets oor my, nou sê ek, ja, maak jy Jan gehoor. Ek gaan hom nie hoor nie, want ek het nie 'n verhouding met hom nie. Ek is nie saam met hom nie. En wat vir ons baie belangrik is, en luister mooi, hier is ons die belangrike ding. Die Heilige Gees wat in ons is, hoor by God, want dit is dieselfde. En wanneer ek en jy bid vir antwoord, dan kom die Gees van God en hy gee vir ons die antwoord. Amen. Maar daar moet 'n verhouding wees.
Dan moet 'n verhouding wees. Sonder 'n verhouding is daar niks nie. Matteus 12:34. En hoor wat sê hy, so 'n pastoor sê gaan hom in Engels lees. Hy sê ander geslag. Hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Ander geslag. En hy sê hom so mooi, hy sê ander geslag. Hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Met ander, hoe kan jy mooi praat? Met ander, jy is skynheilig. Hy praat hier van die fariseërs, die skynheiliges. Hy sê julle praat so mooi oor die Bybel. Julle kan elke vers kan julle sê maar dit staan daar en staan daar en staan daar. Maar dis nie deel van julle hart nie. Dis nie deel van julle leefstyl nie. Julle oordeel altyd. Julle kyk altyd waar kan julle fout kry by enige persoon of omstandighede. Hy sê want die oorvloed van die hart praat die mond. Met ander woorde, dit wat jou hart van vol is, dit kom by jou mond uit. Hy sê jy ander geslag. In Engels sê van baie mooier. Ander geslag is amper soos jou ek wil nou nie daai woord sê nie, maar slang. Die agterbakse persoon. Voor die mense praat jy te mooi en hierdie woorde. Maar agteraf dan beskinder jy almal en jy sê almal sleg. Hy sê en dit wat by jou mond uitkom. Dit is wat belangrik is, want dit is waarvan jou hart vol is. So waar is my in jou hart? Vol, wat is my in jou hart? Wat is gevul in my en jou hart? Ja, maar pastoor, jy ken nie my man nie. Of jy ken nie my vrou nie. Die Here het goed gedink om julle bymekaar te sit. Amen. So as daar goed is wat nie reg is nie, maak dit reg. Vul jou hart met die woord van die Here. Vul jou lewe met die leefstyl van Jesus. Want dis hoekom hy gesê het volg my. Sodat ons die leefstyl kan sien wat God wil hê ons moet leef. Jesus is die perfekte voorbeeld vir my en jou gewees. Amen. Sê vir jou langs jou, Jesus is die perfekte voorbeeld. En voor jou en agter jou, Jesus is die perfekte voorbeeld vir my. Mense, weet jy wat sê jy? Here, ek wil U volg. Here, ek wil U wil doen. Here, ek wil U bly maak. Ek wil die woord van die Here in my hart hê. Ek wil U volg. En wanneer ek en jy dit begin besef, hoe vinniger ons dit besef, hoe vinniger gaan ons lewe verander. Dan kom die woord daarso wat nou by my kom is, dan goedheid en guns sal my volg. Al die dae van my lewe. En ek en my huisgesin sal in die huis van die Here bly tot in lente van dae. Amen. Amen. So moenie as iets nie lekker is nie, bid vir dit. Bid sê Here, hierdie goed is nie reg nie. Hierdie is nie volgens U woord nie. En nie bid vir ek elke keer kyk wat is doen pastoor soos 'n fout en sê Here verander haar nie. Sê Here verander my. Dat ek die goeie goed kan raak sien, dat ek konsentreer op die goeie goed, want wanneer ek goeie goed praat, dan gaan die slegte goed van self weggaan. Amen. You offspring of vipers. En hulle was gevul met die of Ja. hulle het elke woord geken van die woord, né? En nog steeds. How can you speak good things when you are evil and wicked?
For out of the fullness, the overflow, the superabundance of the heart, the mouth speaks. Amen. Jy sien die Here is nie skaam om op die woord te praat om te sê hoe voel hy in sy hart nie. Omdat hy my en jou liefhet. Omdat hy my en jou liefhet, sê ons moenie daai pad gaan nie. Wanneer ek en jy besluit het om die Here te volg, dan moet ons dit met ons hart doen. Dit is maklik om met die mond te praat. En as ek vanoggend so kyk en ek oordeel nie, dan dink ek vir myself, as ons regtig die Here liefhet, sou hierdie kerk vol gewees het vanoggend. As ons die Here liefhet, sal ons by sy teenwoordig wil wees. As ons die Here wil liefhet, sal ons hom prys en worship. Ek en soos pastoor Susan praat gisterand of eergisterand, kan nie onthou nie. Sê, weet jy wat, ons moenie net een keer 'n maand nagmaal hou nie. Ons moet elke Sondag nagmaal hou. En elke dag by die huis moet ons nagmaal hou. En die nagmaal is nie wat jy in die hemel bring nie, maar die nagmaal is om jou te laat verstaan, wat het God gedoen vir my en jou? Deur sy seun op die kruis te gee. Want sonder dit was ek en jy verlore. Amen? Sonder dit, sonder die kruisiging van Jesus Christus, was ek en jy verlore. Dan het ons nie 'n toekoms gehad nie. Die dag wanneer ek en jy ons hart vir die Here gee, die dag wanneer ek en jy ons hart vir die Here gee, het ons 'n toekoms. Die ander het ook 'n toekoms, dis die hel. Maar ek en jy het 'n toekoms, dis die ewige lewe in die hemel. Matteus 12 vers 37. Hy sê, want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Met ander dit wat jy sê, gaan jy geregverdig word. Dit wat uit jou hart uitkom, gaan jy geoordeel word. So dit wat uit jou hart uitkom, nou, vat jou pad vorentoe. Maak jou pad vorentoe oop. Dit wat uit jou hart uitkom. Onthou dit, elke keer as hy praat, dit wat uit jou mond uitkom, praat hy ook uiteindelik wat in jou hart is. Want jy gaan nie vrou sê, iemand voor jou inry, kyk hierdie Bobbejaan nie. Want dis hoe jy voel. So dit wat uit jou hart uitkom, uit jou mond uitkom, is in jou hart. Ek gaan hom weer lees. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word. Met ander woorde gaan jy voor God staan en sê jy het dit en dit en dit en dit gesê. Gaan jy geregverdig word. En uit jou woorde sal jy veroordeel word. Romeine 10 vers 8. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, en in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. In jou mond, naby jou mond, in jou hart, dis die woord van God. En dit is wat jy verkondig. Met ander, dit is wie jy is. Daar waar niemand jou sien nie, en ons almal is skuldig. Maar weet jy wat is belangrik? As ons voor die Here kom, sê Here, help ons. Hierdie is 'n swakpunt. Verby hierdie wil ek kom. Ek wil hierdie oorwinning hê. Help my om hierdie te oorwin. Here, help my. Sien, want God sê, ek gaan my seun, Jesus opgevaar het, sê, ek gaan my Vader vra om julle helper te gee, die Heilige Gees, om my en jou te help in omstandighede wat ek en jy nodig het. En ons het hom elke dag nodig
in elke omstandighede. So wanneer ek en jy swak is hy sterk. Amen. Wanneer ek en jy sukkel met 'n ding, dan sê ons Here, help ons deur hierdie ding. Dat ons dit kan oorwin. Want jy sien, oorwinning bring vir jou baie tevredenheid, vrede in jou hart. As jy oorwinning het oor goed wat jy sukkel, of doen wat jy nie wil doen nie, of sê wat jy nie wil sê nie, en jy het oorwinning oor dit, dan begin jy vrede kry in jou hart. En jou leefstyl verander as gevolg van dit. Dis wat ek en jy moet wees. Dis wat in my en jou hart moet wees. Dis wat Jesus vir hulle gesê het, volg my, sit julle kruis neer, met ander sit julle verlede agter julle, en volg my, en leer wat ek julle wil leer. Hoe om te hanteer. Ons sit baie keer 30 jaar in 'n kerk, en ons kom Sondag vir Sondag, sit deel voor in die kerk, ons bring ons tiende, ons gaan huisbesoek doen, ons gaan hospitaalbesoek doen, maar voor ons ry, dan bou ons eens in ons ground, hoekom moet ek nou weer, en daai pastoor moet bietjie iemand anders kry, en dit en dat en dit, dan kan jy dit net so gelos het. Amen? Want dit kom met jou mond uit, en dit is in jou hart. So dis eintlik dan, jy wou dit nie doen nie. En tog moet ons sê, Here, stuur my, gebruik my. Gebruik my om die werk te doen op hierdie aarde. Ek verklaar myself bereidwillig om vir U te werk. Ek dink ons almal wou nog vanoggend, miskien halfuur later geleed, want dit was vrek koud. Toe ek uit die huis uitkom en ek sien die gras is toegeryp, dink ek vir myself, joh, ek soos hy boeldokkies, hulle wou nie vanoggend wakker word eers nie. Dink ek, okay, miskien kan ek nog so halfuur in die bed lê. Maar weet jy wat, jy mis dit. Jy mis hierdie byeenkoms waar die Here met jou praat, en die Here praat met elkeen op sy manier. Die woorde wat ek gee, is wat die Here vir my gee, maar die Here kom en hy sit ander goed in jou hart. Goed waarmee ek en jy sukkel. En glo vir my, hierdie laaste 6 maande het ek baie gevra oor hoekom, Here. Maar dis verby. Daar's nie meer hoekom nie. Dis dankie, Here. Dankie vir die gesondheid wat U vir my gee. Dankie vir die herstel wat U vir my gee. Sien, die Here maak nie siek nie. Ons moet dit mooi verstaan. Want die duiwel kom te steel, te slag en te verwoes. Amen. Ek wil vanoggend vir jou vra, wat is in jou hart? As daar iets in jou hart is wat jou terughou van die Here af, of terughou om nie te bid nie, of terughou om enigiets skuldig te voel oor in jou lewe, is tyd om dit neer te lê. En vir die Here sê, Here, ek lê dit voor U voete. Jy sien, as die Here jou vergewe, is dit die belangrikste. Die Here vergewe. Sit te wag vir my tong. Amen. Ek gaan julle iets wys, bring my kerke. Paar maande terug kon ek nie staan nie. Ek staan sonder my kurke. Ek begin loop sonder my goed. En dis wat die Here doen. Hy bring genesing. En waar hy gesê het, ek sal nooit loop nie.
loop ek sonder my kerk. Ja, ek word nog moeg. Ja, ek het oefening nodig. Maar dit is presies wat jy in jou hart nodig het. Oefening. Oefening met die woord van die Here. Amen. Ek sukkel nog om te draai en daai goed, maar ek dank die Here. So ek staan nou al. Ek kan my eie hare kam. Ek begin baie van die goed self doen. En ek dank die Here vir dit. So ja, dis wat die Here doen. Sy goedheid en guns is nooit te min vir my en jou nie. So elke dag word ek sterker. Ons het bloed getrek. My nierfunksie was 14%. Is in 'n maand se tyd. Toe trek hulle weer bloed. Dit staan nou op 26%. So die Here is besig om my gesond te maak. Al word ek ongeduldig, al wil ek al gesond gewees het, al wil ek dit gedoen het, maar dis die Here se tyd, dis die belangrikste. En ek dank die Here vir dit. Elke dag sê ek vir die Here dankie. Dankie vir wat hy vir ons doen. En dit is wat ek vanoggend by jou wil sê. Al sit jy met 'n probleem, maak nie saak hoe groot die probleem is nie, maak nie saak wat mense sê nie, want die mense het gesê, die dokters het gesê, daar's nie 'n manier wat ek gaan loop nie. Daar's nie 'n manier wat gaan sê, ek gaan permanent verlam wees. Maar die Here het gekom en sê, weet jy wat, ek het die laaste sê. En ek pastoor Susan gesê het, voor die einde Julie, gooi ek al die goed weg. Maar weet jy wat, as ek nie oefen nie, en elke, sy oefen my gereeld, sy is 'n goeie instrukteur. Lê ek op die bed en dan oefen my bene, my rug, my arms. So van jou kant af moet jy doen, sodat die Here die genesing kan laat plaasvind. Dit werk albei kante toe, so ook met jou geestelike lewe. Jy moet jou deel bring en die Here bring sy deel. Amen. Dis altyd van twee kante af. Dis nie net die Here, laat ek in tale praat en laat ek goed lyk en al die goed nie. Die Here sê, wat is in jou hart? Hoekom wil jy in tale praat? Here, want ek wil U prys en worship. Here, want dit, nie Here, want ek wil praat, want almal praat nie. Dis verkeerde rede. Jy het nie nodig om in tale te praat nie. Ja, dis 'n teken, maar dis nie te sê, as jy nie in tale praat, gaan jy in die hemel toe nie. So, watter rede wil jy hê? Hoekom jy sekere goed in jou lewe wil hê? Om God te verheerlik, dan kom dit deur. En dan kom dit van twee kante af. Amen? OK, kom ons staan. Nagmaal, skus. Ek weet nie wie doen nagmaal nie.
Kom ons sit maar net so, dan neem ons nagmaal. Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir die woord wat U vir ons gebring het, vir ons gegee het in ons hart. Vader, waar jy sê wat jou hart van vol is, kom by jou mond uit. En ons hart is vol blyskap vandag. Sodat ons nagmaal kan neem en Here, dat ons kan herinner word aan dit wat U vir ons gedoen het. En nog steeds doen. Elke dag van ons lewe. Maar op die kruis van Golgotha, Here, het U vir ons oorwinning gebring oor elke genesing. En daai krag, Here, wat U op die kruis laat uitvloei het vir die oorwinning, vir die genesing, is nog steeds vandag dieselfde. En daarom kan ons vanoggend kom, Vader, waar ons krankheid het in ons liggaam, kan ons vanoggend vat hierdie nagmaal en sê, Here, ons vat die broodjie vanoggend en ons dankie, Here, wanneer ons dit in ons mond sit, verander, Here, ons liggaam, elke spier, elke orgaan, elke bloedselletjie sal in lyn kom met die woord van God. Ons sal volkome genesing ontvang in die naam, by elke naam, die naam van Jesus. En ons dankie daarvoor, Vader. Ons dankie dat dit nie net vanoggend uit ons mond uitkom nie, maar dat dit vanoggend uit ons hart uitkom en ons glo dit wat ons vanoggend sê. Ons is genees deur die liggaam van Jesus Christus wat vir ons uitmekaar uitgeslaat het, sodat ons kan oorwinning kry. En ons dankie Jesus dat jy die prys betaal het, sodat ons vanoggend die voordeel kan trek daaruit. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons dankie ook, Here, vir die kalkie druiwesap wat ons kan vat, wat U bloed verteenwoordig. Ons dankie vir die kosbare bloed, Here. Elke druppel wat geval het op die grond, wat vir ons skoon was, Here. Baie keer dink ek vir myself, Here, en ek weet nie of dit so is nie, maar elke druppel wat op die stof geval het verander in skoonheid en oorwinning. Dat U ons skoon kan was en Here dit verteenwoordig. Dit wat ons van vol is en Here die bloed kom en maak ons skoon. Dit was ons skoon van alle sondes. En ons dankie vanoggend, Here, vir die kosbare bloed wat ons skoon was, wat ons nuut maak, Here. En ons dankie, Here, vanoggend uit ons harte uit, Here, vir U kosbare bloed. Ons verklaar, Here, dat daar niks is soos die bloed van Jesus nie. En ons vat dit vandag, Here, en ons dankie vir die skoon, dat U ons skoon maak van binne af, Here, dat ons hart gevul sal word met die Gees van God. En alles wat sal uitkom, Here, is die woord van God. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. So ek gaan julle challenge. Oor 2 maande het ons 'n reisies, dan hardloop ons. Ek kan my lekker wys vir julle, ek is vinniger as van baie van julle, nie almal nie. Ek behoort daarom so 3 weg te hardloop. Kan jy hardloop? Kan jy rol? Maak nie saak nie, elkeen kom by die windpaal. Pastoor Susan het gesê nou die dag in die week. Ek val een van die hardloop ek val weg. Maar ek sal nie kan nie, sy is vinniger as ek. En maar jy sien die ding is, daar's 'n kinderding. Dit kom altyd terug by my en te sê die haasie en die skilpad het gehardloop. Ek sê jy's die haas, ek is die skilpad. Maar jy gaan langs die pad, gaan jy moeg raak, gaan jy slaap en gaan ek verby jou kom. So moenie dink jy is vinniger as die ander nie. Want dan kan omstandighede kom en dan hardloop jou skilpadjie verby. So ja, dis nou maar net 'n ding wat ons gelag het oor. Ons gepraat van die hardloop. Maar ek wil vir julle sê vandag, die Here is nog steeds dieselfde as 6000 jaar terug en vandag.
Hy is nog steeds dieselfde. Sy liefde is nog steeds dieselfde vir sy mense, vir sy kinders. Hy doen nog steeds vandag vir my en jou wat hy daai tyd gedoen het en daai tyd doen hy nog steeds vandag vir my en jou. Amen. En maak nie saak nie. Ek het geleer. Maak nie saak nie. En ek wil vir julle sê, weet jy wat het 'n mens deurgedra? Die gebed van 'n ander persoon. So jy kan bid en as kom ons vat vir my, ek het niks gehoor wat hulle gebid en goed het nie. Ek weet nie waar was ek nie. Ek het niks gehoor. Vir 3,5 maande het ek nie geweet of ek kom of gaan of wat ek is nie. Ek het 3 maande van my lewe verloor. Maar elke dag het pastoor Susan gestaan en Henk was baie keer daar ook. En dan gebid in my oor. En die woord gelees in my oor. En ek het nie gehoor nie, maar nog steeds die gees van God is in my. Het gehoor. En dit het my deurgedra en deurgevat. So die Here sê gebed van die regverdige. En wees ek en jy vandag regverdig en nie oordeel nie. Amen. Ons kan maklik oordeel. Maar wees regverdig, wees opreg en bid opreg. Al voel jy partykeer nie so nie. So dit is wat ek vanoggend wil sê. Gebed dra krag. Gebed dra krag. En die Here het die gebed van die regverdiges gehoor. En as jy hoor na die wêreld, die wêreldse dokters en spesialiste en ek weet nie almal van hulle gesê daar's nie manier nie. As hy bykom is hy verlam, as hy dit is dat, is dit hulle doem gespreek en sy het gesê, julle ken nie my God nie. Jy sien sy het hulle elke keer reggehaal op 'n mooi manier. En die dag toe ons gegroet het, toe sê hy dokter, wat het hy gesê? Jou God. Hoor wat sê hy? Nie ons God nie. Hy kom na pastoor Susan en sê jou God het 'n miracle gedoen. So ek dink die saadjie het geplant in daai dokter se hart. En ons bid vir hom. Want hy het goeie werk gedoen. Hy het nie slegte werk gedoen nie. Maar ons bid vir hom dat sy siel, sy lewe gered word vir die ewigheid. Ek wil net sê, ek sien 'n prentjie van daar waar jy in die hospitaal was op die bed en daar waar ons gebid het, ek en Henk, soos jy sê, partykeer wat saam was en bid. Maar ek sien 'n muur so om ons van al die ander wat so saam gebid het. Yes. Het daai barrier wall opgebou om ons, laat dit nie deur die muur kon kom nie. Ja. En dit is wat so awesome is. Want yes, een persoon kan miracles laat plaasvind. Jy weet, as jy bid en God laat dit plaasvind. Maar ek sien daai prentjie van die muur wat met elkeen se gebed, het daai muur so sirkel om daai kamer so gebou van gebed. En dis wat so awesome is. Ja. En daar was tye waar van die susters en so aan, toe hulle uitvind jy's 'n pastoor wat daar lê, sê hulle, joh, jy het seker 'n kerk wat vir jou bid. En dit is so. En ek dink daar's ontsettend baie mense aangeraak in daai tydperk wat kon sien die change in jou wat aangeraak is deur die Here. Ons sal nou nie weet hoeveel en wat dit beteken vir elkeen. Maar daar's baie mense verander deur die getuienis wat gelewe is met jou genesing in die hospitaal. En dan obviously buite ook, maar in die hospitaal, die verpleegsters, die dokters,
selfs die mense wat kom kuier het, ons het gereeld met mense wat buite ook gesit het en gewag het vir hulle mense, waar mense daar gepraat het. Ja, en dan sit die een wat, ai, shame, dis seker verskriklik vir jou, en al wat ons gesê het, ja, maar my God genees. So, en dan sien hulle dit na ruk. En dit het baie beteken. Baie vir die koninkryk gedoen. Daai aanhoudende getuienis van, maar my God genees, en hulle sien dit. Ja, natuurlijk, dis wat ek bedoel van jy en Henk, is wat in die oor, en jy het sy het wat vir my baie belangrik was, sy het 'n boek gevat en sy het alle skrifte geskryf wat die Here vir haar gegee het, en sy het gelees en gebid en gelees en gebid en gelees. So die hele tyd wat ek onder sedasie was of uit was of wat ook al, natuurlik is my spirit nog wakker. Het my spirit die hele tyd hierdie goed gehoor, en natuurlik van die kerk wat aanhou bid het en aanhou bid het. Dit was ek dink 4 muur van 4 wat die hele tyd onder mens was. En as ou net daai gebed gehad het nie, kom ek sê vir jou wat, ek was baie aangeval deur evil. Daar's baie se gommas en goeders gewees daar. En ek het goed gesien en goed ervaar en 'n geestelike bekleierery gehad en alles. En wat ek vanoggend wil sê is, maak nie saak of die kerk vol is nie. Die mense wat hier is opreg. En deur hulle gebede het die Here deurgekom. En gesê, ek hoor julle, en ek gaan my genesing uitstort. En ek is dankbaar ek is in 'n kerk soos hierdie. Ons is miskien nie 2 of 3, 400 mense nie, maar ons is 'n kerk wat vas staan en bid vir mekaar. As pastoor iemand iets uitstuur of iemand sê, bid vir ons hierdie, dan begin die mense bid. Jy sien, dan stuur hulle goed en hulle dit en dat, en dis awesome. So ons is 'n kerk wat regtig in unity is. En dis belangrik. Maar baie dankie vir julle almal. Ek het julle gewys ek loop nou, maar ek steek dit so 'n bietjie weg om 'n bietjie nog leegheid weg te steek. Dit is lekker om bederf te word. Nee, ek jok sommer net. Dis elke dag is dit meer en meer en meer. En ek kan nie wag om net die goed weg te gooi en te sê, Here, ek is genees nou nie. Ek is genees. Dis net 'n genesingproses.